Ek groet u in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker, op hierdie Woensdag, die 13de Mei 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Ek wil vandag vir jou 'n storie vertel. 'n Storie van twee profete, waarvan ons nie regtig baie weet nie, maar ook van twee weduwees. En hoe hierdie twee profete en hierdie twee weduwees 'n tydperk uitmekaar uit is. Het daar iets gebeur wat baie dieselfde is. Nou hierdie verhaal wil ek begin hier uit 1 Konings hoofstuk 17 uit, waar Elia in die berge gebly het. Kraaie het hom kos gebring, hy het uit die spruit uit water gedrink. Maar daar was droogte, 'n verskriklike droogte. Ons kan onsself indink wat 'n droogte bring. So na 'n verloop van tyd het hierdie spruit opgedroog, en God het vir Elia gestuur om na hierdie weduwee te gaan, wat hom sal onderhou. Maar toe hy by die weduwee kom, toe vra hy haar vir 'n stukkie brood en sê vir hom, maar sy het niks meer nie. Sy het hierdie bietjie meel en hierdie bietjie olie. En wanneer dit klaar is, dan gaan sy en haar seun maar net moet sterwe. Dink vir jouself in hierdie tydperk van droogte, is daar voedselskaarste. Hierdie weduwee het niks nie, net hierdie bietjie meel en die bietjie olie, gereed om te sterwe, want daar's geen kos nie. Ons kan dink hoe die mensdom daar rond hopeloos was. Hulle koppe hang, hulle moed is op, hulle sien geen toekoms nie, gereed om te sterwe. Hier kry ons net die storie van die weduwee. Maar wat was die gemoed van almal rondom hulle? Baie wou seker opgee. Baie het seker in dieselfde situasie gesit. Maar hier kom Elia na een uitgesoekte weduwee. Nou in daardie dae het profete 'n sekere mantel gedra en die mense kon hulle herken as profete. En hulle was gerespekteer as profete as gevolg van die kleed wat hulle dra. En hierdie vrou, hierdie weduwee, het 'n seun gehad en sy het natuurlik erken dat Elia 'n profeet is van die Vader. En toe hy vir haar sê, bring vir my eerste, was sy gehoorsaam. Jy sien, God stuur vir Elia na hierdie vrou toe en nou hoor hy, maar sy het niks nie. God het nie vir hom gesê, gaan na haar toe, sy gaan vir jou sorg want ek gaan voorsiening maak nie. God het net gesê, gaan na haar toe en sy sal jou voorsien van jou kos. En hy gaan in geloof. En hier hoor hy dat, sy het net 'n bietjie meel. Sy het net 'n bietjie olie. Hy het nie moedeloos geraak en opgegee nie. Hy het God vertrou. Jy sien, ek dink die meeste van ons sou gedink het, Vader, hoe moet hierdie vrou vir my sorg, maar sy het niks nie? Ja, want dit is hoe ons gedagtes werk. Maar hy het God vertrou. Hy het vir haar gesê, gaan, maak vir my. Hy het nie vir haar gesê, as jy vir my maak, gaan dit nooit leeg word nie. Hy het gesê, gaan maak vir my. Maar hy het vir haar gesê, wees nie bevrees nie. Hy het haar bemoedig. Doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit uit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak, want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. Hoe min vertrou ons God, dat ons meel nie moet opraak nie, dat ons olie nie moet opraak nie. Jy sien, ons kyk altyd na die situasie, in plaas om op te kyk, daar waar ons hulp vandaan sal kom.
Ons raak moedeloos wanneer ons 'n woord kry by die Here en ons kom by die plek en ons sien maar hier is niks nie. In plaas om vir God te vertrou dat hy die voorsiening sal maak, want hy het jou gestuur soontoe. Jy sien en na 'n tyd het hierdie vrou, wie se olie en meel nie klaar raak nie, haar seun het siek geword en gesterwe. Nog 'n terugslag. Here, ek het na u profeet gekyk, maar kyk, nou vat u my seun, wat het ek gedoen? En daar kom 'n volgende wonderwerk uit. En die seun lewe. En jare later kom Elisa in 2 Konings 4 en dieselfde gebeurtenis vind plaas. Maar wie is Elisa? Jy sien, in 2 Konings 3 het Elia vir Elisa gevra, wat wil jy van my af hê? En Elisa het gesê, gee my 'n dubbel porsie. 'n Dubbel porsie, skies in 2 Konings 2, vers 9, het Elia vir Elisa gevra, begeer wat ek vir jou moet doen voordat ek van jou af weggeneem word. En Elisa antwoord, laat dan tog 'n dubbele deel van die gees op my kom. Jy sien in hoofstuk 4 toe Elisa by die weduwee kom, het sy ook niks olie nie. Sy het niks nie. En hy sê vir haar, gaan kry soveel kanne as jy kan. Maak by mekaar al die leë kanne wat jy kan. Onthou, hier's probleme. Sy het net hierdie flesie met olie. 'n dubbele porsie het Elisa gevra. Sien, sy het nie 'n kruik gekry wat nooit leeg word nie. Sy het 'n kruik gekry wat baie kanne vol maak. Sien, haar kruik gaan nie opraak of klaar word wanneer die reën kom nie. Sy moet soveel kanne vol maak as moontlik. Want jy sien, daar gaan 'n tyd kom wanneer sy daai olie kan verkoop en koop wat sy nodig het. Soveel kanne as wat sy nodig het. 'n dubbel porsie. En daar kom nog 'n gebeurtenis en haar seun sterwe ook. En haar moed val. Want jy sien, dis hoe ons mense is. Vandag sien ons 'n wonderwerk uit God se hand. Môre sien ons 'n probleem. En ons raak moedeloos want ons laat toe dat die storm ons breek. Ons laat toe dat die storm ons vernietig. Ons laat toe dat die storm ons laat afkyk. In plaas om na God te roep en te sê, Vader, ek vertrou U, selfs in hierdie omstandighede, dat U vir my gaan sorg, dat U vir my deurbraak gaan bring. Kom ons vertrou die Here. Kom ons vertrou Hom, elke dag. Kom ons kyk nie af nie. Kom ons word nie moedeloos nie. Want ons weet God sal vir ons sorg. Al moet hy 'n kraai stuur om vir ons kos te gee. Al moet hy water laat deurkom uit 'n klip uit. Hy sal vir jou sorg. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is dankbaar vir 'n nuwe dag wat ons oë kan open en kan uitroep. Vader, want ons weet, ons wat U kinders is, het nie nodig om te vrees nie. Vader, wanneer U ons stuur na 'n plek en ons kom daar en ons sien maar daar is niks nie, raak ons nie moedeloos nie, want ons weet U het ons gestuur. U sal voorsien. En ons dank U daarvoor, Vader. Vader, vandag vra ek dat elkeen wat hierdie woord hoor, dat hulle harte sal oopmaak, hulle gedagtes sal oopmaak. Vader, dat hulle sal weet dat U is 'n God van voorsiening. Maar ons moet eers U koninkryk soek, U woord respekteer. In Jesus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.